Familie, omdat die kruis so persoonlik is, dink ek, dis so belangrik om hierdie vraag persoonlik te beantwoord. En dit is, hoe sal ek dan nou reageer op die kruis? Wat beteken die kruis vir my? En ek wonder as ek jou vanoggend moet vra, wat beteken die kruis vir jou as jy kyk na die kruis van Jesus? Wat beteken dit vir jou en hoe sal jy reageer daarop? Ek dink elke Paasfees kom hierdie vraag opnuut op 'n vars manier na ons toe, en dan moet ons bedink, wat beteken die kruis vir my en hoe sal ek reageer daarop? Vandag vier miljoene Christene reg oor die wêreld die kruis op 'n dag wat ons in die westerse wêreld ten minste noem Goeie Vrydag. Goeie Vrydag, en as gevolg van wat Jesus gedoen het en ons kennis nou van die goeie nuus, vier ons die kruis en ons kyk na die kruis as 'n simbool van hoop en genade. En mense kan die kruis op soveel plekke sien as gevolg van dit. Op mense se tattoos, jy het 10-10-1 by die huis, op ander plekke, op geboue kan ons die kruis sien. Mense sit dit op berge. Daar's verskeie plekke wat ons die kruis kan sien, want dit is nou hierdie simbool van hoop en genade. Maar het jy geweet dat vir die eerste paar honderd jaar na Christus het hierdie Vrydag nie bekend gestaan as Goeie Vrydag nie. Vroeë Christene, minste so vroeg as dit 'n naam gegee is, het dit geken as Heilige Vrydag. En die ding is, vir daai eerste Christene en die vroeë Christene, vir 'n baie lang tyd, het Goeie Vrydag bietjie anders gevier dalk as meeste van ons kerke in die westerse wêreld, want dit was nie vir hulle net goed nie. Dit was nie vir hulle net goed wat op daai Vrydag gebeur het nie, en wat hulle gedoen het. Vir hulle was dit 'n dag van vas en berou, 'n dag van jammer sê, 'n dag van bekeer, 'n dag van kom na die kruis toe en maak seker my hele lewe is toegewy aan hierdie Jesus wat so wreed vir my gesterf het. Vir die eerste Christene in die vroeë kerk was die kruis 'n simbool nie net van hoop en genade nie, maar jy moet onthou, hulle het geleef in 'n tyd wat hulle gesien het, hoe mense 'n houtkruis vat en hulle martel en hulle daarin vasslaan. So vir hulle was dit 'n simbool van marteling, van vernedering en van doodstraf. So as hulle 'n kruis gesien het in daai tyd, wou hulle nie 'n beeldjie daarvan maak en dit in die sitkamer ophang nie. Hulle wil amper sê hulle het iets van 'n haat vir dit gehad. Dit het hulle harte seer gemaak as hulle 'n kruis gesien het. So wat sê ek nou vir jou? Sê vir my, Jacques, dis 'n Goeie Vrydag is eintlik nie goed nie, is dit eintlik sleg? Wat sê jy nou vir my? Nee, dis glad nie wat ek sê nie. Ek dink ons moet ultimately celebrate, ons moet fees vier, dit is goed. Dit wat Jesus vir ons gedoen het en gewen het is amazing. So ons moet hom eer daarvoor. Ek dink nie dis net 'n simbool van hoop en genade nie, dis die simbool van hoop en genade. So ons moet dit celebrate, maar ek dink, soos ek hierdie jaar besig is met Paasfees en stil word, dink ek ons moet leer by die vroeë Christene. By die les, en die les wat ek dink hulle vir ons leer is iets van opregte berou. Opregte berou. Ek dink nie hierdie dag gaan so heilig wees as wat hy moet wees sonder opregte berou nie. En ek wil vir jou iets verduidelik van wat ek bedoel met opregte berou. Dis vir my iets van hoe hulle gekyk het na die kruis, hoe hulle die kruis gesien het, elke individu en as 'n kerk daai tyd. En ek wil jou nou 'n vraag vra, en ek wil hê jy moet die antwoord net saggies in jou hart hou, en dan gaan ons terugkom na die vraag toe. En hierdie vraag wat ek jou wil vra is, wie se hand het Jesus se spykers ingeslaan? Wie se hand sê jy het Jesus se spykers ingeslaan? En terwyl jy jou antwoord net dalk bedink, miskien moet jy bietjie dink oor, hou dit net in jou hart. 20 jaar terug is daar 'n boek geskryf met die naam Die hand wat die spykers ingeslaan het. Die hand wat die spykers ingeslaan het, en dit het gegaan oor die Romeinse soldaat wat Jesus fisies gekruisig het. En hierdie Romeinse soldaat was deel van 'n groep soldate. Hierdie soldate het bekend gestaan as Pilatus se timmermanne. Hierdie was willemanne, hulle was koud,
Hulle was kliphard, gevoelloos, gewoond aan bloed, gewoond aan bene breek, gewoond aan, ek meen dit was hulle beroep, né, om mense te martel en dood te maak. So hulle was gewoond aan om mense te sien hulle laaste asem uitblaas. En gevoelloos daaroor. Dis wat hulle gedoen het. Ons lees onder andere van hierdie ouens in Lukas 23. Hoor wat sê dit? Dit sê ook hierdie soldate het vorentoe gekom en hom bespot en hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Nou verbeel jou die toneel, hier's Jesus, hy hang aan die kruis, hy's in sy laaste oomblik, hy's besig om dood te gaan. En hulle kom nader om hom verder te martel en hom verder te spot. Dis wie hierdie tipe mense was. En ek weet nie van jou nie, maar as ek flieks soos Passion of the Christ kyk en ander flieks waar mens sien hoe Jesus gekruisig is en jy sien hoe hierdie mense hom spot en jy sien hoe hierdie ou met daai gevoelloosheid, daai spykers net deur sy vleis slaan, dan is daar gedagtes en negatiewe, ek wil amper sê lelike emosies en woorde wat by my opkom teenoor hierdie mense. Ek kry hierdie gedagte van hierdie mense gaan brand in die hel. Daar's 'n spesiale plek vir hierdie mense in die hel. Is dit net ek wat so voel, of voel van julle, het julle ook al so gevoel as jy daai flieks kyk? En sien hierdie mense, jy dink, die Vader gaan met hierdie mense, gaan hulle uitsort eendag. Ek wil nou vir jou 'n skrif lees en dan gaan ons terugkom by die vraag. Hoor wat sê Petrus, een van daai vroeë Christene, wat gesien het hoe hulle daai spykers deur Jesus se vleis slaan. Hy sê in 1 Petrus 2, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. So is ons vry van die sonde. En nou kan ons lewe omdat ons verhouding met God herstel is. Deur sy wonde is julle genees. Dis nou weer ons. Deur sy wonde is ons genees. Die ander vertaling sê dit eintlik so, dit sê dat ons sonde is wat hom aan die kruis vasgespijker het. So ek vra jou weer, wie het Jesus se spykers ingeslaan? En die regte antwoord is familie. Dis ek. En jou antwoord is ook, Jacques, dis ek. Hierdie Romeinse soldaat het dit dalk fisies gedoen, maar ek was die rede. Die sonde van my hande is die rede dat daai spyker sy hande deurboor het. En ek dink, familie, dat is belangrik as mens, as individu, om dit te besef, en dan 'n berou te hê. 'n erkenning, met erkenning te kom. En dis nie om belast te word met 'n skuldgevoel nie. Ek dink nie, dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor dat ek hier myself in skuld, die Here wil nie skuld op my dompel nie. Dit gaan eerder oor dat ek my lewe, ek skuld om my lewe. Dis waaroor dit gaan. Nie 'n skuldgevoel nie, maar 'n skuldgawe. Want ek skuld om my lewe. Nie waar nie? Hy het vir my gesterf, maar ek moet nou vir hom lewe. En wanneer ons na die kruis kyk, kan ons nie net celebrate, Jesus het alles gedoen, great, kom ons gaan aan met ons lewe nie. Dit moet 'n moment wees waar ek stop en besef, hoekom was hy daar? Nie oor die Romeine nie oor die Jode nie. Hulle het dit dalk fisies gedoen, maar ek was deel van, ek is die rede. Dis my sonde. En so ek kom na hom toe en besef, ek skuld om my lewe, so ek bring my lewe. En sê, Here Jesus, hier is my lewe. As gevolg van dit wat U vir my gedoen het aan daai kruis. Dit was vir my. So ek gee U my lewe. En hier's waar die goeie nuus inkom, familie. As gevolg van die hart van die Here. My hand het hom dalk gekruisig. Die sonde van my hand, maar sy hart vergewe my hand. Sy hart vergewe die sonde van my hand en sy hart is wat hierdie dag goed maak. Sy hart is wat hierdie dag 'n goeie Vrydag maak. Want soos ons mekaar vra, wie het hom gekruisig, moet ons dan ook vra, maar vir wie is hy gekruisig? Want hy het gekies om na hierdie aarde toe te kom. Hy het nie maar net toevallig is hy daardeur Maria gebore,
Hoe het ek hier gekom? Nou is ek hier, nou kom ek doen iets goeds hierso. Hy het gekies om hiernatoe te kom na hierdie plek toe. Hy het gekies, hy het gesien hoe ons in ons sonde hier verlore is. Hy het gekies om te kom en hy het gekies om end uit die pad te stap en aan daai kruis te hang en so te sterf. Vir my en vir jou. So vir wie is hy gekruisig? Ek het hom gekruisig, maar dit is vir my. Wat hy vrywilliglik gekom het en aan daai kruis gehang het. En is dit nie die goeie nuus van Goeie Vrydag nie? So goed is hierdie goeie nuus. Dat weet jy wat het gebeur met daai Romeinse soldaat, die een wat fisies die spykers deur sy hande en sy voete geslaan het, daai ou het tot bekering gekom. Daar's eintlik in daai boek word daar gepraat van sy naam, want die ou praat van 'n ou wat hy ontmoet het in die army, met iemand wat deel was van die Romeinse army, en hulle het 'n boks gekry, dit wil ek nog gaan oplees oor, of dit waar is, en of nou net 'n myth is, maar dat hulle 'n boks gekry het met 'n groot regterhand se bene, al die bene van 'n man se hand in, met 3 spykers in. En dan 'n briewe wat geskryf is van daai tyd, oor die ou wat skryf dat hy het Jesus gekruisig. En dit word beweer dat hy sy eie hand afgekap en gesit in daai boks. Nou of dit waar is of nie, dit sal 'n amazing storie maak. Daai manne daai tyd was wild genoeg dat hulle sou sulke goed doen. Die feit van die saak is, iets beter as dit het gebeur. Hy het sy hart vir die Here gegee. Hy het nie die Here soekie sy hand nie. Hy het sy hart vir die Here gegee. En ek wil vir jou lees, Lukas 23 vers 47, mens kan so vinnig oor dit lees, en weer eens, as mens dalk 'n haat en 'n kwaad het teenoor hierdie ou, worry jy nie eens vir hierdie stukkie in die Bybel nie, maar dit sê, toe hierdie offisier sien wat gebeur het, en ek gaan jou nou sê, wat het hy gesien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. God geprys. Daar kom hierdie man tot bekering, hy glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Hierdie man is onskuldig. Dit sê, toe die offisier sien wat gebeur het, wat het hy gesien? In daai vorige stuk het ons gesien, terwyl Jesus daar hang, kom sy vriende, hulle is almal daar, hulle spot hom. Hy spot nie terug nie. Hulle slaan hom, hy slaan nie terug nie. Hulle beledig hom, hy beledig nie terug nie. Inteendeel, wat het hy gedoen? Wat het hy gesê daar aan die kruis? Hy kyk vir hulle en sê, Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En die ou langs hom, terwyl hy dit sien, hierdie ou langs Jesus, die ander ou aan die kruis, hy roep uit na Jesus toe. Hy weet nie eens hoe om te bid nie, maar hy roep uit en sê op sy manier, ek glo jy is wie jy sê jy is. En Jesus sê vir daai, vandag sal jy saam met my in die ewige lewe ingaan. En hierdie Romeinse soldaat, toe Jesus daar sterf, besef, hierdie ou is onskuldig. Hierdie persoon wat hier is, moet my eintlik in hierdie kruis vaslaan. Hy is onskuldig, maar ek weet ek is nie, want ek ken myself. En ek ken my lewe. En ek ken my hart. En ek weet, is eintlik ek wat daar moet hang. Ek moet eintlik die prys vir my sonde betaal, maar hierdie ou kom sterf. Vir ander mense, en dit sê hy prys God. Hy prys God, dat God bereid is om dit te doen. Is dit nie amazing nie? Ek weet nie van jou nie, vir my is dit wow. In daai moment. En dan bring dit my persoonlik by 'n vraag. As dit is hoe daai ou reageer, daai Romeinse soldaat, dat so harde ou in 'n moment compassion kan hê vir die Here, en sy lewe kan gee en kan worship. Wat doen ek? Wat hier in die gemaak van 'n land waar ons die Here kan aanbid, en ons het kerk, en ons het al hierdie goed. Wat doen ek? Hoe sal ek reageer op die kruis? En om af te sluit wil ek jou iets vertel wat ek gelees het, wat my nogal geraak het, en amper vir my half iets gegee het van, ek dink dis hoe ons moet reageer. So 'n week of 2 terug lees ek 'n storie van 'n seentjie, dis 2 maatjies eintlik, 2 klein seentjies, hulle is albei siekere gewees. En die ene is toe terminaal en hy sterf. En die ander een wat oorleef het, hy het 'n hartoortplanting nodig gehad. En hy het hom dringend nodig gehad, en as jy enigiets weet van 'n hartoortplanting,
dit is, 'n ander ou se hart moet 'n match wees, dis bloed, dis alle goed wat moet gebeur, en gewoonlik sit jou naam op 'n lys, en jy wag maande, dit gebeur nie net van, jy het 'n hart nodig, gaan hospitaal toe, en hulle sny gaan nou sy hart uit, en sit dit vir daai persoon in nie, dis 'n proses, maar hy het dit nou dringend nodig, hierdie seentjie, en toevallig is hierdie maatjie van hom wat gesterf het, 'n match vir hom, en nou moet hierdie seentjie se pa toestemming gee. En hierdie seentjie se pa gee toestemming dat sy seun, hy gee toestemming vir die skenk van sy organe sodat hierdie maatjie sy hart kan kry. En doen die hartoortplanting, toe daai seentjie wakker word, lang storie kort, toe hy wakker word en hy kom by en hy sien hierdie seentjie se pa is toe by sy bed. En hy sê vir daai seentjie se pa, hy sê oom, ek gaan vanaf elke dag lewe asof hy vir my kyk. Ek gaan vanaf elke dag lewe asof hy my dop hou. En toe ek dit lees, toe dink ek by myself, ek dink dis hoe ons moet reageer teenoor Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. Ek gaan vanaf elke dag lewe asof hy my dop hou. Want dis tog wat hy aan daai kruis gedoen het, is dit nie? Hy het vir my 'n nuwe hart kom gee. Hy het sy hart vir my kom gee. As ons kinders moet vra, waar bly Jesus nou? Waar is hy nou? Wat gaan hulle vir ons sê? Hy is in ons hartjie. En is dit nie so nie dat hy doen nou my dop elke liewe dag? En as ons maar net so kan reageer, elke dag wat ek opstaan, net te sê, hoe kan ek vandag lewe vir Jesus? Asof hy my dop hou. En op so 'n manier dat dit hom bless. Dat ek kan sê, het my 'n tweede kans gegee, en daar's goed wat ek vandag kan doen, en daar's goed wat ek vandag moet doen, en dan's daar goed wat ek nie gaan moet doen nie. En ek weet die duiwel gaan my versoek, en ek weet, daar's sekere goed wat gaan moet gebeur, en ek gaan tot die beste van my vermoë doen. Niemand van ons is perfek nie, maar tot die beste van my vermoë gaan ek vandag en elke dag kies om voluit vir Jesus te leef, sodat ek hom kan eer. Gou daai laaste skrif van Petrus, ek gaan weer terug na dit toe, wat sê hy? Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, en so is ons vry van die sonde. Menend, ek leef nie nou vir sonde nie, ek leef weg van dit af, want ek wil hom eer. Nou kan ons lewe, omdat ons verhouding met hom herstel het. Ek kan nie net vir God lewe sonder God nie, dis onmoontlik. Net in 'n verhouding met die Here kan die Heilige Gees my help om te lewe vir Jesus, en dis tog wat hy wil hê, want hoekom het hy kom sterf vir ons? Om ons verhouding met hom te herstel. Deur sy wonde is jy genees. Elke issue wat jy het, elke vraag wat jy het, elke seer wat jy het, die Here wil dit kom aanraak. En ja, terwyl ons op hierdie aarde is, gaan ons dit dra. Gaan ons die laste dra. Nie alles gaan uitgesorteer word hier nie. Die belofte is dat eendag by hom gaan alles uitgesorteer word. Gaan hy alles nuut maak. Maar as ek dit glo, dan stap ek nou al die pad saam met hom. En sê, Here, kom lei my op hierdie pad en kom help my, want ek wil elke dag lewe, asof U my dop hou, want U doen. U doen. Kom ons bid saam, familie. Here Jesus, ek lees daai woorde en ek kan my net verbeel hoe dit moes wees in daai oomblik, toe U oë fisies toegaan, maar in die gees sien U hoe daai Romeinse soldaat sy hart vir U gee, en hoe dit U moes gebless het, en hoe U nie eers dink aan die feit dat hy daai spykers deur U geslaan het nie. En net so, elkeen van ons, al het ons sonde en al is ons die rede vir U om hier te moes wees en te hang aan daai kruis, dink U nie eers daaraan nie. U soek net ons hart. En vandag is ons hier om te sê, Here Jesus, hier's my hart. Vat my ou hart, Here, want hy's siek. En gee my 'n nuwe hart. Want ek wil lewe asof U my dop hou, en ek wil so lewe dat terwyl U my dop hou, dat dit U hart bless, dat U sien ek het U lief, want ek kan dit nie net sê nie. U het dit nie net gesê nie, U het dit bewys.
met die grootste offer, en daarom wil ek dit nie net sê nie. Ek wil kom. Ek wil my lewe gee. Dankie dat U ons eerste so lief gehad het, Here Jesus. En daarom kom ons na U toe en ons sê, ons het U lief, Here. Ons het U lief. Met ons hele hart. En mag ons aanbidding, en mag ons wat vandag op 'n eenvoudige manier net ons harte oopmaak en sê, Here, al wat ek kan doen is die deurtjie van hierdie hart van my oopmaak. U sê ek klop en as ek inkom wil ek 'n feesmaal met jou hou. Die rede hoekom ek gesterf het vir jou is om verhouding met jou te hê. Ek het jou lief. Mag ons besef dat dit U hart is, en U hart maak hierdie goeie Vrydag goed. U hart wat sê, hy, ek wil naby jou wees, ek het jou so lief, en ek wil die pad met jou stap, en al die issues wat jy nou het, al die vrae wat jy nou het, ek sal jou help met alles, maar kom net eers en wees net naby my. Dis die grootste geskenk, daar's geen ding wat ons kan bereik, of koop op hierdie planeet, wat groter is as dit nie. Dankie, Here Jesus. As U familie, sê ons vanoggend saam dankie, en ons sê in Jesus naam, Amen.